welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Numeri 2 doen. Kom ons vra vir die Here om vir ons die woord oop te maak. God en Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Die opskrif is die laorde. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en gesê, die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle families, op 'n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle laar opslaan. En die wat aan die ooste kant teen die son op laar opslaan moet wees, die vaandel van die laar van Juda volgens hulle leerafdelings en Nagson, die seun van Aminadab, moet owerste oor die seuns van Juda wees. En sy leer met hulle geteldes was en sy leers met hulle geteldes was 74.600. En die wat langs hom laar opslaan moet wees, die stam van Isaskar en Netaneel, die seun van Soar, moet owerstes oor die seuns van Isaskar wees. En sy leer met hulle geteldes was 54.400. Verder het die stam van Sebulon en Eliab, die seun van Helon, moet owerstes oor die seuns van Sebulon wees, en sy leer moet sy geteldes was 57.400. Al die getelders in die laar van Juda was 186.400, volgens hulle leerafdelings, hulle moet eerste opbreek. Die vaandel van die laar van Ruben moet volgens hulle leerafdelings moet aan die suide kan wees, en Elisur, die seun van Sedoor, moet owerste oor die seuns van Ruben wees. En sy leer met sy geteldes was 46.500. En die wat langsom laar opslaan moet wees die stam van Simeon en Selomiel, die seun van Surisadai, moet owerste oor die seuns van Simeon wees. En sy leer met hulle geteldes was 59.300. Verder die stam van Gad en Eljasaf, die seun van Reuel, moet owerste oor die seun van Gad wees. En sy leer met hulle geteldes was 45.650. Al die geteldes in die laar van Ruben was 151.450 volgens hulle leerafdelings, en hulle moet tweede opbreek. Daarna moet die tent van samekoms opbreek, die laar van die Leviete tussen die ander laars in. Soos hulle laar opslaan moet hulle opbreek, elkeen op sy plek volgens hulle vaandels. Die vaandel van die laar van Ephraim volgens hulle leerafdelings moet aan die weste kan wees, en Elisama, die seun van Amihud, moet die owerste oor die seuns van Ephraim wees, en sy leer met hulle geteldes was 40.500. En langsom die stam van Manasseh en Gamliel, die seun van Pedasur, moet owerste oor die seuns van Manasseh wees, en sy leer met hulle geteldes was 32.200. Verder die stam van Benjamin en Abidan, die seun van Gideoni, moet owerste oor die seuns van Benjamin wees, en sy leer met hulle geteldes was 35.400. Al die geteldes in die laar van Ephraim was 108.100 volgens hulle leerafdelings, en hulle moet derde opbreek. Die vaandel van die laar van Dan moet aan die noorde kan wees volgens hulle leerafdelings, en Ahiser, die seun van Amisadai, moet owerste oor die seuns van Dan wees, en sy leer met hulle geteldes was 62.700. En die wat langsom laar opslaan moet wees die stam van Aser, en Pagiel, die seuns van Ogran, moet owerste oor die seuns van Aser wees, en sy leer met hulle geteldes was 41.500. Verder die stam van Naftali en Ahira, die seun van Enan, moet die owerste oor die seuns van Naftali wees, en sy leer met hulle geteldes was 53.400. Al die getelders in die laar van Dan was 157.600. Hulle moet laaste opbreek volgens hulle vaandels. Dit is die geteldes van die kinders van Israel volgens hulle families. Al die geteldes van die laars volgens hulle leerafdelings was 603.550. Maar die Levites onder die kinders van Israel nie getel nie, soos die Here Moses beveel het. En die kinders van Israel het gedoen net soos die Here Moses beveel het. So het hulle laar opgeslaan volgens hulle vaandels, en so het hulle opgebreek, elkens volgens sy geslagte by sy families. Dit is die einde van Numeri 2.
dit was baie goed. Dit was meestal net hoe hulle opgedeel is en hoeveel getaldes hulle was. Ja, die Bybel sê vir ons baie goed, maar dit klink soos 'n storieboek nou, wat ons basically vertel hoe die goed gedoen was. OK, dis die einde van daai hoofstuk. Tot 'n volgende keer.